In Jesaja 55, vers 8, sê die Here vir ons 'n interessante ding. Daar staan, julle ken nie my planne nie, of my planne is nie julle planne nie. En wanneer ons dit net so gaan lees en wanneer ons dit net so verstaan, dan is dit amper half asof ons Jeremia 29 vers 11 in Jesaja 55 inlees, om te sê, maar weet jy, ja, die Here se planne vir my is planne van 'n hoop, is planne van 'n toekoms, is planne van voorspoed. En dit wat Jeremia 29 vers 11 ons leer, is waar. Dit is wat die Here wil vir ons hê. Dit is wat die Here wil hê ons moet bereik. Dit is wat die Here wil hê ons in ons lewens moet ervaar. Maar ons woord vir die week is soveel dieper as dit. Jy sien, as ons hierdie gedeelte wil verstaan, dan moet ons by Job gaan aanklop. Job, die verhaal ken ons nou al so goed en verstaan ons nou al so mooi. Die Here gaan 'n wetenskap aan met die Satan dat Job net gelowig sal wees wanneer dinge met hom goed gaan, wanneer die Here hom seën, en dan sê die Here dis reg, hy sal getrou bly. En soos wat die verhaal aangaan, soos Job alles verloor, al sy seëninge verloor, bly hy konstant vir die Here vra, maar Here, wat het ek verkeerd gedoen? Wat se sonde het ek gemaak? Kom verduidelik net vir my wat aangaan. Praat net met my, dat ek kan verstaan. En ons as leser sit deur die loop van hierdie hele verhaal met daai spanning om te sê, maar Job, ons weet hoekom hierdie dinge met jou gebeur. Ons verstaan hoekom jy deur hierdie ontsettende lyding moes gaan, waarin jy alles in jou lewe verloor. En dan aan die einde antwoord die Here hom uiteindelik. En die antwoord van die Here is om te sê, weet jy Job, kyk na die skepping. Kyk na die kragtige kake van 'n krokodil. Kyk na 'n volstruis. Kyk na die berge, kyk na die see, kyk na die vlaktes. Wie het dit alles gemaak? Wie hou dit alles in stand? Die Here is soveel groter. Die Here is soveel wyser. Die Here weet soveel meer. Soveel so dat ons dit nooit sal verstaan of kan begryp nie. Met ander woorde, wanneer die Here sê in Jesaja 55 vers 8 tot 9, my planne is nie julle planne nie, is die Here eintlik besig om vir ons te sê, maar in hierdie pad wat ons saam met hom stap, in hierdie reis wat ons saam met hom gaan, om te sê, maar weet jy, hou op om die Here in 'n boksie in te druk, hou op om van hom dinge te verwag wat hy nooit sal doen nie. Of hou op om verbaas te wees wanneer die Here nie optree soos ons wil hê die Here moet optree nie. Die kruis van Jesus is 'n uitstekende voorbeeld. Die Here kon oorbegin het. Hy kon hierdie skepping wat ons ken heeltemal uitgevee het. Maar hy het gekies om sy enigste seun te stuur, sodat ons kan lewe. Sodat ons saam met hom 'n pad kan stap. Sodat hy vir ons kan wys, sy pad is onverwags. Is verbasend. Kan nie vasgevang word in ons geheue nie. In die begin van hierdie liefdesmaand
wil ek jou dan nou die vraag vra. Laat jy die Here toe om leiding te neem in jou lewe? Of druk jy hom in 'n boksie? Dink daaroor. En as jy graag iets wil sê daaroor, sê iets in die comments, gesels saam met ons. As jy meer wil weet oor hierdie tema, nooi ek jou uit om Sondag saam met ons in die kerk te wees, wanneer ons die nagmaal vier en meer oor hierdie tema gaan gesels. As jy net van hierdie video's hou, gee ons 'n like en subscribe tot hierdie kanaal, sodat ons bediening en die evangelie verder kan uitbrei. Tot ons mekaar weer sien. Amen.